is regtig bly jy's hier. Ons begin hierdie volgende 3 weke met die opbou na ons konferensie. Begin ons met 'n reeks as God praat. En ek los hom so half oop, want ons gaan 'n paar dinge in hierdie volgende paar weke oor praat, oor wat doen ek, wat doen die mens as God praat? Wat word van die gelowige verwag as God praat? As God praat, is dit net ja en amen? Is daar iets wat my, waarop ek moet reageer? Is daar iets wat my deel moet wees? Is daar iets wat ek moet glo? Maar ek wil hierdie volgende paar 3 weke wil ek met jou praat oor, maar as God praat, wat dan? Wat dan? En ek wil begin met 'n vraag, of 'n paar vrae en stellings wat daarmee saamgaan. Wie het al gevoel, en ek wil nie woord gevoel gebruik, maar dit is deel van ons mens, jy sal nou gevoel is nie geloof nie, maar dit nou baie vir my gevoel of die Here naby is, en dat ek ook baie tyd waar ek voel of die Here ver is. Maar dit is gebaseer op my gevoel, dit is nie gebaseer op geloof, of wat Jesus van sy eie teenwoordigheid en sy gees gesê het. Maar wie van julle het al gevoel in jou verhouding met die Here, ek bid, en ek glo God hoor my, en ek glo ook God praat, maar ek hoor hom nie. So van julle, ek sal my hand eerst opsien. Ek bid regtig in geloof, en ek glo God hoor my, en ek bring my behoeftes, en my aanbidding, en my pyn, en my, alles bring ek vir hom, en ek glo hy hoor my, en ek glo hy praat, maar ek hoor hom nie. So dis die eerste ene, so dis 'n paar van ons. Dan is al volgende vraag wat ek wil vra, en dan gaan ek vir jou vinnig die antwoord gee. Wie van ons hier wil vandag die stem van die Here hoor? Okay, ek dink almal van ons. Alright, en dan moet jy net jou broek styf trek, want party ons wat die Here mee gepraat het aan die bene gegaan. Okay. Maar my kort antwoord, en dit is regtig radikaal so, want ons het 'n baie ding gesê op dat hoorie, ek moet in die nou, moet ek een of ander geestelike ervaring in die stem van die Here hoor, voordat ek kan reageer. Maar as pastoor wil ek vir jou sê, die grondslag beginsel van die gelowige is die volgende. God het reeds alles wat hy wou sê vir jou gesê. Okay, nou is dit baie stil. God het reeds alles wat hy vir jou wil sê as 'n individu, ek praat nie van die mensdom nie, het hy reeds gesê. Dis hoekom ons 'n boek het met 66 boeke in. Alles wat God wou sê, het hy reeds gesê. En ek sê hier nou baie versigtig, die res wat God vir jou sê is 'n bonus. En dit gaan altyd net 'n onderstreping of 'n amplifering wees van dit wat hy reeds gesê het. Want een ding wat ek in my lewe geleer het, God praat nie buite sy woord nie. Hy sê nie alle goed wat teenstrydig is, met dit wat hy reeds gesê het nie. So as die Bybel, en dit is baie belangrik, as die Bybel sê, God sê, hierdie is wit, hierdie is blou, dan is dit blou. Hy sal nie later sê, nou is dit pink nie. Dit is nie hoe dit werk. So my aanmoediging aan jou is, as jy vanoggend sê, hoorie, maar ek wil die stem van die Here hoor, dan een van 2 keuses, of 'n paar ander, jy kan by Genesis 1 begin, of Matteus 1. Kies een begin. En ek wil vir jou waarborg, as jy gaan begin sit, jy gaan die stem van die Here meer begin hoor. Want die oomblik wanneer ek tyd in sy woord spandeer, dit wat God gesê het, dan gaan ek hoor, maar God praat met my. En daar was nog nie 'n gelowige met wie ek hierdie gesprek gehad het, wat dit vir hulle waar was nie. Hulle sal sekere stukke in die Bybel lees, en jy het dit al 10 keer gelees, jy het dit al 20 keer gelees, maar daai dag as jy dit lees, dan is dit op daai dag, nou praat die Here met my. Ek weet hy praat met my. So dis 'n geskiedkundige woord wat vandag nog vars is, en dis die idee van logos wat rema word. Die geskrewe woord word lewendig in my. Dit wat God gesê het, word 'n nou. Alles is geskryf duisende jare terug. So my aanmoediging aan jou is, as jy 'n begeerte binne het, maar ek wil graag die stem van die Here hoor. Ek wil die Here oor praat. Begin met die Bybel. Dit alle liefde en oortuiging. As pastoor ek jou sê, begin by die Bybel. En jy gaan geskok wees oor hoe baie die Here met jou praat. Jy gaan Bybel lees en gesê, maar hierdie is vir my. Hierdie is vir my. Ek het nie een nie, ek het nie 10 nie, ek het al honderde sulke ervarings gehad. As ek met die woord sit en ek lees en sê ek, maar hierdie is vir my. God praat nou met my. Of God wys my iemand, sê ek, hoorie, ek moet dit, as ek sal lees oor iets, vir regmaak of vir vergifnis, dan wys Here, sê, hoorie, maar, het jy al daai mens vergewe?
Jy praat oor vergifnis. God wil met jou praat, maar hy het sy woord gegee. Die res gaan 'n onderstreping wees. En dit sê nie soos die profete en die leraars van ouds dat God nie met jou kan praat amper op hoor. Dit kan gebeur, verseker. As ek die kere wat ek die Here dien, wat ek ervaar dat ek die Here, ek wil amper sê my gees hoor waarvoor, ek het nog nooit die Here gehoor soos ek so met jou praat, en nog nooit nie. Mense wat dit vir my sê, ek weet nie. Skoon ek interessante persoonlikhede, maar goed. Maar ek het al die Here gehoor, maar hier was die Here wat met my gepraat het. Kan ek op een hand tel? In al die jare wat ek die Here doen. So dis nie iets wat anders is as wat God deur sy woord met my praat. So dit kan gebeur en dit mag gebeur, maar dit is altyd net 'n onderstreping van wat hy reeds gesê het. God sal nooit teen homself praat. God weet wie hy is en hy weet wat hy gesê het. Maar so ek wil met hierdie begin as God praat. En ek wil 'n paar dinge vir ons uit die skrif uitlig. Veral vandag oor wat is die reaksie op verskillende vlakke wanneer God praat. En ek wil vandag met jou praat oor die eerste beginsel. Wanneer God praat, wat verwag hy van my en jou? As God iets sê in sy woord, of as 'n onderstreping in sy woord, wanneer iets in die woord is en hy praat met jou in die nou, in die oomblik, of soos die ervaring wat ek gehad het, ek hoor die stem van die Here in my gees, wat verwag God van jou? Hy verwag nie van jou as jy met hom gepraat het, dat jy die versie onderstreep en sê, "Haai, dis oulik." Dis nie wat hy van jou verwag nie. Hy verwag nie van jou om rond te hardloop en vir almal te sê, "Weet julle wat? Die Here het my iets gesê nie." As jy vriende wat jou lief het, gaan hulle sê, "Oké, wat het hy vir jou gesê?" Want as God met die mens praat, en dis vandag se eerste en volgende week gaan ons oor iets anders praat. As God praat, verwag hy radikale gehoorsaamheid. Gaan ek weer sê, as God praat, is die reaksie op sy woord radikale gehoorsaamheid. Die mens is die enigste deel van sy skepping wat durf om ignoreer of probeer onderhandel. Jy kan reg in die Bybel kyk, ek gaan 'n paar dinge vir jou uitlig. Die mens is die enigste skepsel in die hele skepping wat God of ignoreer of met hom probeer onderhandel. Ek is nie nou reg nie. Dis nie 'n goeie tyd nie. Wat ook al jou redes is. Maar die reaksie van die gelowiges, jy vandag sê, "Here, ek is u kind. U het my deel gemaak van die familie." Dan as God praat, is die reaksie daarop radikale gehoorsaamheid. Nie net gehoorsaamheid, want gehoorsaamheid kan ook traag wees. Wie vind julle kinders? Hulle is gehoorsaam, maar nie altyd in die oomblik nie, hulle is gehoorsaam oor tyd. Ek wil met jou kamer netjies maak. Dit vat nie 'n dag nie, dit vat weke. So dit gebeur uiteindelik, maar dis traag gehoorsaamheid. Die mooi Afrikaans is dis sleepvoet. Jy moet die skottelgoed miskien gaan pak, kinders. Dis my eie kinders, nee, hier sit hulle nou. Jy rol al twee hulle oë. Weet jy hoe sit dan? Hulle is gehoorsaam, maar hulle gaan so. Is dit waar? Is dit so? Is dit akuraat? Iets het aan my vinger geraak. Wat is dit? Dis net oudspap. Dis oké. Spoel dit af. Wat is dit in die bakkie? Dis net pasta sous. Jy gaan oké wees. Maar ek hoef vandag begin net as 'n bietjie as 'n inleiding oor wat gebeur en hoe gebeur dit om ons. As God praat. 'n tweede ding wat ek wil sê is, saam met radikale gehoorsaamheid, is dat die enigste keer in die Bybel, en gaan ek vir jou wys, wanneer jy God sien roep of skree, is dit oor sy vyande of as oorwinning. Jesus skok. Nou, ek besef in ons verhoudings op aarde werk dit nie noodwendig altyd so nie, want ons het baie keer in ons verhouding met ons ouers of self met ons mans en ons vrouens gebeur dit baie keer ons raak bietjie aan die skree. Die vlak van volume gaan op. Maar wat ek sien in die skrif is, God het nie net krag nie, hy is almagtig. Konings skree nie. Al wat hulle geskree het, is hulle oorlog gemaak het. Teen hulle vyande. So Jesus gou-gou 'n skok. Vir jou. As God met jou gaan praat, hy gaan nie op jou skree nie. Nou, ek dink baie keer sal dit dalk help. Veral as jy 'n jong Christen is, jy nog 'n tiener in die gees. Baie keer is al wat jou reset 'n goeie skree of 'n pak slaap. Nee, dis mos so.
Kyk, as my pa gebrul het, eerlik, en dan die bure ook gebeur. Verstaan, hulle kinders het ook uitgeknie. Verstaan, dit is maar net. Maar my pa het baie min sy stem verhef. My ma baie, sy is net so lank, ek's nou nog bang vir haar. Maar my pa was stil. En as hy gesê het, nou is die gale aan, dan nie geweet, daar's nie. Die bure se kinders het ook gekom vir paksla. Hulle kom ook, jammer oom, dit was ons oom. Maar wil jy wat iets verstaan in hierdie beginsel? God, as regeerder van die univers, gaan met jou praat in sy opdragte. Want dis in sy karakter so, hy skreeu oor sy vyand, hy roep oor sy vyand na oorwinning. Selfs oor die skepper, tot orde baie keer. En ons gaan nou maar kyk, maar wanneer hy met jou praat, gaan hy met jou praat. En ek luister na iemand wat geval het in sonde en baie seer en pyn veroorsaak het. Weet jy, wat was sy getuig, sy eie erkenning nie? Hy sê 5 keer. 5 keer het die Here met my gepraat. En ek het al 5 keer om geïgnoreer. 5 keer het die Here gesê, wow. 5 keer het die Here gesê, stop, stadig, nee, moenie. Nooit geskreeu. So kom ons kyk in die skrif, en ek wil begin op Psalm 46, hierdie stuk waar ons hierdie vers op kry. Psalm 46 vers 10 of 11, hang of wat sê, of die Afrikaans, wees stil en weet dat ek God is. Die opbou tot dit sê iets van die stem van die Here. Psalm 46 vers 7 sê die volgende, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die aarde bewe. Nou hier is die prentjie van 'n leeu, want God word ook vergelyk in Jesus met 'n leeu. Ek en my vrou, dit was 2 jaar getroud, miskien jy met ons nou nog 3 jaar. Toe gaan ons vir ons huweliksherdenking, ons is nou 20 jaar getroud hierdie jaar, so dis baie jare terug. Gaan ons vir ons huweliksherdenking, gaan ons na 'n plaas toe wat leeu's op het. En ek en sy is in die ons is alleen. So lekker, ons is 3 jaar getroud. Ek is nog fiks en sy is nog jong. Jy was by die huwelikskursus, moet nie nou maak as ek nou saam goed sê. En weet jy wat gebeur? Daai nag, seker 2 uur, ek weet nie, in die nag, net toe ons nou lekker slaap. Dis ons moment, ons celebrate mekaar, dankie vir 3 mooi jare. Dus die trop leeu's aan die kant van die wilderreservaat, en die ander trops leeu's aan hierdie kant, hulle begin toe met mekaar, en of van ons keer vir die bille, nee, die WP is beter. Verstaan, so dis toe nou, daai, en daar begin daai leeu's aan die bril raak. Ek het voorheen of nadat nog nooit weer so ervaring gehad. Maar in een van hierdie trop leeu's, was daar 'n mannetjie leeu, wat met 'n bas in sy stem, ek weet nie waar hy het vandaan gekry het nie. Hy het so gebrul, ek het dit gevoel of hulle teen die venster lê. Hulle was 5 kilometers ver, hy het so gebrul, die vensters van die lodge het vibreer. Hoor jy, kom hy so, gaan hy nou maar deur. As die ander leeu's aan hierdie kant sal, gaan ons antwoord. Jy antwoord. Gaan die ander leeu aan hierdie kant. Trek hy nou. Gebeur alles so. Ons het in geslaap nie. Ek het op daai stadium net bestoor of 'n jag of niks vir my gehad. Ek weet nie, gaan ek 'n boom stop, gaan ek 'n stuk braai uit, ek weet nie, want hierdie ding as hy vir ons vat, het hy vir ons lewendig op. Dis hierdie prentjie wat kyk wanneer God praat. Hy sê nasies wankel as hy sy stem, die aarde bewe. Dis wat gebeur as God praat. So, Psalm 37, vers 2 sê die volgende tot vers 5. Luister na die gedruis van sy stem en die dreuning wat uit sy mond uitgaan. Onder die ganse hemel laat hy dit los en sy lig oor die eindes van die aarde. Hy praat van die weer en hoe dit gaan. Daarna brul sy stem. Hy donder met sy stem vol majesteit. En hy hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie. God donder wonderbaar met sy stem. Hy doen groot dinge wat vir ons onbegryplik is. Jy sien dadelik dat die natuur, selfs die natuur gee aanklank vir God se stem wanneer hy praat. Hulle gee eer aan die grootheid van God. Hulle bewe, hulle druis. Jesaja 42 vers 13. Die Here sal uittrek soos 'n held. Hy sal die ywer opwerk soos 'n krygsman. Hy sal die strydkreet aanhef, ja, uitskree teen sy vyande en hom as held openbaar. Sien, wanneer God praat en skree, doen hy dit. Jy nog met die verse. Hulle is al saam. Jy moet net kry, hulle is al baie verse.
So ek sê hom geweer, Jesaja 42 vers 13. En dan kyk hom begin God self hier praat. Hy praat in vers 13 eers oor homself, en dan vers 14 en 15 dan sê hy, ek het baie lank geswyg. Ek het my stilgehou. My bedwing. Ek sal uitskree soos een wat baar. Ek sal hard asemhaal en hyg tergelykertyd. Ek sal berge en heuwels woes maak. En ek sal al die plante laat verdroog. Ek sal die riviere tot eilande maak en waterplase laat opdroog. God sê as ek praat, dis die effek wat my stem het. As ek praat. Daar's 'n reaksie op my stem. Iets gebeur op my stem. Die natuur reageer. Daar's 'n stuk en ek kom daar nou by hom. As dit nie is nie dan sê hy sê as ek praat, dan lam die wildsbokke. Dan vroue, hulle is nog besig om gras te eet. Wat 'n skok is dit vir jou? Al die mamas is nog besig daar en ewe skielik praat gewoon, dan gaan almal in kraam in. As die kleintjies er daar. Sê, nou is die tyd. Kom die lammers. Want as God praat, reageer die skepping onmiddellik. Daar's 'n onmiddellike reaksie wanneer God praat. En dan hoe is dit dat Renier Kleinsmith in sy status en aansien in sy agtergrond as 'n seentjie van Nigel. Ek weet nie wat erger is as die spek sien. Ja, weet nie daar weer. Partykeer sou durf om vir die Here te sê, Here, ek is nie nou gereed nie. Here, ek is nie nou reg nie. Maar as iets in die gelowige se realiteit is, as God praat, is die reaksie van die gelowige is radikale gehoorsaamheid. Toe God gesê het, en ek het nie daar so voorbeeld al gebruik, toe God gesê het, in die begin in Genesis, laat daar lig wees. Het lig nie gesê, ons is nog in die bed nie. Lig het nie gesê, dit is te vroeg nie. Die volgende woorde sê, en daar was lig. Maar tog, wanneer ek en jy in ons verhouding met die Here wandel, en ons weet daar's goed in ons gees, en ons weet daar's goed wat die Here reeds gesê het, dan sê maar nee, ek wil dit nie doen nie. Ek gaan dit nie doen. Iemand anders moet dit doen. En ek weet niemand van julle, niemand weet ek praat eintlik met myself. Dankie Andrew, jy's ook hier. Dat jy weet, diep in jou gees, God het al met my gepraat. Hy reageer nie. Hier's van julle, en ek sê dit met groot liefde, moet nie dink ek raas van jou nie, ek sê dit uit liefde uit. Hier's van julle, die Here het vir jou talente en gawes gegee. Jy sit op dit. En as jy die Bybel gelees, jou talent en jou gawe is nie eens vir jou nie. As jy Hebreërs 12 lees, Hebreërs 7, al die plek wat praat oor gawe sê, jou gawe is vir die liggaam. Hier's mense wat nodig het, wat God in jou gesit het. Maar dan sê ons by Here, dis nog nie my tyd nie. Dis nog nie my seisoen nie. Ek sê reg nie. Van 'n model het so mooi gepraat nou oor saai, maar daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, hy wat na die wolke kyk, gaan nie saai. As jy gaan wag tot die kondisies reg is, wil ek sê, dan gaan daai kondisies gaan nooit kom nie. Want die mens het die manier, ons het altyd 'n gewoonte, hoekom dit nie kan gebeur nie. Dis wat ons is. Ons almal weet van sit en staan, is lê die lekkerste. As jy moet kies, gaan gym toe of sit in jou lazy boy. Dis 'n maklike keuse. Skop die voete uit. Mama, bring vir my iets warms. Dis baie lekkerder. Die kondisies gaan nooit reg wees nie. Dis hoekom wanneer God praat, is radikale gehoorsaamheid, moet die reaksie wees. Want jy sien die natuur, jy sien die skepping. Dis nie die mens. Wat op 'n plek, sê maar ek sit goed in jou. Daar's goed wat ek jou indeponeer. Besef julle, daar's goed in van julle gesit. Ek het dit nodig. Daar's gawes wat die Here in jou gesit het, wat hy nie vir my gegee het. Daar's gawes wat die Here in jou gesit het, wat hy nie vir my vrou gegee het nie. Daar's gawes wat die Here in jou gesit het, wat hy nie in Dirk gesit het nie. Hy sê nee, Here, maar gebruik iemand anders. Stuur nie. Ek het jou in Jeffreys Baai gesit. Ek het jou in Oase gemeente gesit. Hier sit ek nou. En die ergste is, ek sê dit met groot liefde, hier's baie van julle, as ek hierdie goed sê, dan is dit asof ek nou direk net met jou praat. Jy weet dit.
wat Dirk, ek wil sê, hy is amper al 'n medeleraar nie, so ek weet hy werk nou vir 'n buitemaatskappy. Maar baie ook moet dit praat, want dit is sy hart, sê meneer, ons moet aktief hierdie goed begin leef, as ek reg dink, dis is so. Ons kan nie net stoelsitters wees nie. Hoekom noem ons hierdie op 'n Sondag 'n diens? Tradisioneel was die diens altyd, ek kom hier aan toe, en ek eet lekker. En as die pastoor goed voorbereid is, 5 gang maaltyd. Ek gaan nie uit, my naaltjie sit buitekant toe. Dit was verskriklik. Ek het vir myself seer geëet. Dis great. Dit was ongelooflik lekker. En dan gaan lê ek heel week by die huis en ek werk dit weer. Die pastoor, die dominee, die priester, hy was vandag op het. Hy het vir ons 'n goeie diens gebied. Nee? Dis wat die kerk wêreldwyd globaal dink. Dat dit is my werk, om vir jou 'n goeie diens te gee, jy kan uittrippel en sê, wow! Ja, dat was allemaal mooi. Weet jy die ergste? Na middagete het jy alles verkeerd uitgesê. Regtig? Ek wil skaars onthou wat ek laasweek oor gepreek het. Nou kyk jy bietjie agter die gordyne, nee. Weet jy hoekom noem ons hierdie 'n diens? Hier sit Pieter, hy werk met karre. Dis so 'n tipe diens. Jy kom hier in, en dan sê, okay, hier is my bonnet nou oop, wat's fout? Wat het ek nodig? Jy het nuwe olie nodig. Okay, Heilige Gees, kom salf my weer. My spaakplaks werk nie meer so lekker nie. Okay, Heilige Gees, kom gee my 'n bietjie nuwe vuur. Dis wat se diens hierdie is. Hierdie is nie die hoofding nie. My wiel is 'n bietjie pap. Okay, kom ons blaas bietjie lug in jou in. Die radkas werk nie, ons gaan jou lekker met die goeie besluit doen, ons gaan jou help. En dan as jy goed gediens is, wat gebeur? Dan ry jy uit en dan gaan doen jy waarvoor die Here jou geroep het om te doen in Koninkryk. Dis hoekom ons dit 'n diens doen. Dis nie om lekker te eet nie. Ja, dis mooi, is reg, dit kan deel wees van dit. Maar jy kan nie uitgaan sê, ek het nuwe vuur, ek het nuwe lug, ek het nuwe sparks, reg, Here, hier gaan dit. Om te wees wie jy my geroep het om te wees in Koninkryk. En in kerk, in hierdie werk. En nie baie van julle wat hier sit, jy weet dit. Nie wag. Jy wag vir die tyd om reg te kom. Jy wag of jy hoop, dan gaan iemand anders dit doen. Nee. Here, daai gawe vir jou gegee. En jy kan bietjie gaan oplees oor gawes, en ek praat nie oor gawes vandag nie, oor die verskillende gawes. Jy weet, daar's 'n gawe in die Bybel van genade. 'n Gawe om genade te bewys. Nou maar nie, maar jy ken nie my medewerkers nie. Jy weet nie saam wie moet ek 'n kantoor doen. Nie, jy het 'n gawe van genade. Daar's gawes van leierskap. Dis nie alles hierdie diep geestelike goed nie. Die Koninkryk het dit nodig. En radikale gehoorsaamheid is wat gebeur. Matteus 7 vers 24, Jesus het klaar die werkpredikasie, hy sê die volgende: elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister. Dis elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en jy sien nie doen. As jy Bybel het, daai kan jy my omkring. Jy moet nie sê, is oulik nie. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Radikale gehoorsaamheid. Ek moet julle eerlik wees, ek het al in my lewe mense gehad, en ek weet, dis nie uniek aan my, of aan my vrou nie, ek weet, sy het ook al sulke mense gehad. Ek het al mense in my lewe gehad wat my raak gery het. So van julle, blok jy hand, sê julle, sal ook in die kerk, weet nooit. Ek het al mense gehad wat my raak gery het, weet wat hulle gedoen, hulle het my so raak gery, toe hulle oor my gery het, toe die wys hulle weer oor my. Dan kom jy op 'n plek. Dan kom jy op 'n plek waar dit moeilik is om te vergewe. Jesus bid in die bergpredikasie. Onze Vader wat in die hemel is. Nee. Vergewe ons ons skulde soos wat ons skuldenaars vergewe. En dan praat hy, spandeer die hele tyd om vergifnis. Ek het laas dat ek 'n ding gedoen om vergifnis, die van julle wat dit kan onthou. Dat die mate wat ek voor vergewe het en wat ek aan moet vergewe is nie eens vergelykbaar. En dis 'n dagloon versus 'n lewensloon wat die maatskappy verdien. Dis die verskil van vergifnis. Want weet jy wat gebeur? Radikale gehoorsaamheid. Byvoorbeeld in daai, as iemand jou te nagekom het en jy vergewe hulle, weet jy wat gebeur as jy vergewe? Jy bring ietsie van die hemel af.
hoe God met jou gedeel het, deel dit met iemand anders. Hulle verdien dit nie. Dink jy jou vergifnis by God, jy verdien dit? Kan ons eerlik wees? Ons verdien dit nie. Hy doen dit want hy is goed. Inteendeel, ons was sy vyand. Ons het teen hom gewerk en ons reeds die Vader vir ons gesterf, sê die Bybel. Reeds. Staan in Romeine. Maar as jy vergewe in hierdie radikale gehoorsaamheid wanneer God praat, sê as jy my woord hoor en jy doen dit, jy moet dit doen. Dis maklik om vir jouself te sê, ja, eendag gaan ek hulle vergewe. Ek is nie nou reg nie. En ek sal dit bely. Ek was al ook daar in my lewe. Ek wil nou eers kwaad wees. Kan ons maar eerlik wees? En ek kom toe agter, as ek nie vergewe nie, die volgende stap na kwaad is woede. Die volgende stap na woede en onvergifnis is haat. Nou as ek aan mense dink, nou ek sien net swart. Ek sien eens meer rooi nie. Ek sien dit nou sê ek, weet jy die volgende stap na haat is bitterheid. Jy gaan sit in 'n gat. En ek het al mense gekry in 'n gat van bitterheid. Jy moet kom daai gat uit te. Bitterheid is 'n bitter moeilike gat om uit te. Want die Here nooi ons, gaan jy radikaal gehoorsaam as ek met jou praat. Nou ek gebruik net 'n voorbeeld van vergifnis. Want as jy nie vergewe nie, bring jy iets van die hel op in jou liggaam en in jou lewe. Reg? As ek vergewe, bring ek iets van die hemel af. As ek nie vergewe nie, bring ek bly in daai plek. As elkeen wat my woorde hoor en na my luister en dit doen, wat sê hy? Ek sal hom vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Baie mense verstaan iets van hoe dit is om standvastig in 'n verhouding met my te wees. Want hulle hoor nie net wat ek sê nie, hulle doen dit ook. Hoe baie keer het jy al met jou eie kinders, vir jou kleinkinders gepraat? Jy sê dit vir hulle, en dit is net, het dit al gebeur? Het gebeur nooit in die kleinkinders. Dit ons sê, julle doen goed. Julle reageer net so, in 'n oomblik. In 'n oomblik, julle, my kinders is op. Ek dink, ek vind dit van. Maar die realiteit is, dit gaan nie net om te hoor nie. Gaan hoe kan ek dit doen? As God praat, en wat is die goed waarmee hy oor jou praat in die skrif? Sy woord, wat is hy goed wat hy op reis is met jou, waar jy nou is? Waarmee is hy besig om te praat en hoekom reageer jy nie in gehoorsaamheid nie? Wat is die rede? Want die natuur doen dit nie, die skepping doen dit nie, die heelal doen dit nie, hulle reageer onmiddellik, want God het gepraat. En ek wil vir jou nooi, moenie uitstaan nie, Psalm 29, sê die volgende, vers 3, die stem van die Here is op die waters, die God van die eer donder, die Here is op die groot waters, die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid, die stem van die Here breek seders, dis bome, ja, hy verbreek die seders van Libanon, en hy laat hulle opspring, soos 'n kalf, die Libanon en die Sirion, soos 'n jong buffel, die stem van die Here slaan vuurvlam uit, die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Hier is wat ek vir jou nou gesê. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Jy sien daar's 'n verskil, die wat in sy paleis is, die mense wat sy kinders is, weet jy wat gebeur? Hy moet sy stem oor dit wat sy skepping is en dit wat ek en jy beleef. Ons sien dit gebeur, dan sê ons net God is groot. God is goed. Hoe heerlik is God nie? Dis wie hy is. Jesaja 55, vers 10 en 11 sê die volgende. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So hy gebruik nou 'n vergelyking. Hy sê, soos reën en sneeu val en dit val op die aarde en dit het 'n uitwerking op die aarde, sê in vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit gestuur. Die vraag is, gaan ek en jy as gelowiges deel wees van
radikale gehoorsaamheid of nie. Want hier is die ding. Hier is die ding. En dis die hartseer waarskuwing. Dit is nie 'n lelike waarskuwing, dis 'n hartseer waarskuwing. Die individu, en ek praat nou reg oor die wêreld, die individu wat nie radikaal gehoorsaam is aan die woord van die Here, weet dit gebeur. God gebruik net iemand anders. Die persoon wat op 'n avontuur kon gaan, op 'n reis van ongelooflike geloof, saam met die Here. Want God sê oor sy eie woord, dit wat ek sê, gaan gebeur. Ek wil graag hê jy saam moet dit doen. Maar as jy sê, ek wil nie, ek sê reg nie, Here, los my. Dit gebeur, gaan dit gebeur. Dan gebruik ek vir dit. Maar my woord wat ek uitspreek, hy sê dit is soos reën en sneeu wat val. Dit reën nie op nie. Hy sê dit sneeu nie op nie. Hy sê dit kom af, dit bly dan dit doen waarvoor dit gestuur is om te doen. En dan bring dit 'n oes voort. Jy en ek is deel van daai roeping en nie die sentrale punt nie. Ek wil nie maak dat ons dink ons is so belangrik nie. Maar die punt is, God spreek 'n woord. Hy sê ek klop goed. Gebeur, gaan dit gebeur. Daar's 'n baie interessante storie as jy die storie van Samson gaan lees. As jy die storie van Samson gaan lees, dis 'n prentjie van dit. Dis 'n oulike storie. Samson was 'n rigter. Hy was blykbaar baie sterk, as ons dit nou verstaan. Hy het ouens met jagalskape mee bygekom. Hy moet nogal sterk wees. Hy het deure van 'n stad. En daai goed was dik wees daar. Hulle het afgebreek en op sy skouers gedraai. Hy was 'n sterk seun. En as hy sy profesie gaan lees, sê hy, en hy sal begin om die volk van die Filistyne te verlos. Daar's 'n profesie oor hom gegee. Dis wat hy gaan doen. En dan word daar geprofeteer wat hy moet wees. En as 'n reëner, hy moet nie sy hare sny nie, hy mag nie alkohol gebruik nie. Hy het al goed gedoen. Nou vrou, hy het al goed gedoen. Al die goed wat daar gesê is hy nie moes doen nie. Dit het hy gaan doen. En toe ek die eerste keer die storie van Samson lees, ek was nie so sterk soos en ek is nie so sterk soos Samson nie. Maar toe ek die storie lees, denk ek is ook maar so. Alles wat al baie keer vir ons gesê word, hoor jy moet dit nie doen nie. Jy moet dit doen. Ek kan dit nie gehelp het nie. Veral toe ek op my gevalle natuur was. Kan jy gou terugdink? Wie van julle wat al ouer is toe jy tiener was? As jou ma vir jou gesê het, moet dit nie doen nie. Is my hande so begin bewe. Dus ek kan dit net nie help nie. Ek kan net so, nou, dit moes maar nie gesê het nie. Jy mag nie daar gaan kyk nie. Dan is dit, maar nou moet ek moet nou daar gaan kyk. Dis wat die mens doen. En nie die woord, wat nie na die Here toe terugkleed, want dit is die effek van ongehoorsaamheid. So alles wat God vir Samson sê, hy moet dit nie doen nie. Hy doen dit alles. Maar God se woord, selfs oor Samson, want hy het Samson geroep as 'n rigter, staan vas. En alles wat Samson moes doen, het Samson gedoen. Kom maar gaan kyk. Maar hoe kom hy by die eindstreep uit? En jy einde van Samson se storie, hy kom daar uit by die eindstreep, as 'n bespotting van die Filistyne. Hy kom by die eindstreep uit as 'n bespotting vir sy eie volk. Hy kom daar uit liefdeloos, hy kom daar uit verblind. En hier is die ding. As God wil hê, jy moet gehoorsaam wees oor iets spesifieks. Ek praat nie van 'n roepingsding vir koninkryk nie. Jy kan op jou gawe sit so lank as wat jy wil. Jy gaan net die koninkryk daarvan beroep. Maar as die Here wil hê jy moet iets doen en hy het in sy woord dit oor jou gespreek. Ek wil vir jou sê, it's gonna happen. Raar. Probeer met die Here onderhandel en kyk hoe gebeur dit vir jou. Hoe werk dit vir jou uit? Probeer. Gaan nie werk nie. As die Here sê Renier, dit moet gebeur. Dit gaan gebeur. Hy het dit oor Samson gesê. Samson kon baie anders uitgekom het by die eindstreep. As hy net gehoorsaam was. Hy het uitgekom, 'n wrak. En hoe baie keer dra ek en hierdie dinge in ons gees, in ons lewe, in ons emosies, van 'n klomp goed wat God reeds gesê het. Ek wil jy moet dit doen, ek wil jy moet regmaak, ek wil jy moet daar gee, ek wil jy moet so en so en so. En jy sê, ek sê reg nie, dis nie nou nie, doen dit later, iemand anders. Hy sê die woord wat ek gespreek het, gaan nie na my kollega terugkeer. Dit gaan gebeur. En wanneer dit kom oor God se algemene opdrag in die Bybel, wat vir die mens waar is en wat moet gebeur, ek wil sê, it's gonna happen.
En byvoorbeeld, en ek het nou 'n voorbeeld gebruik van vergifnis. As God wil hê jy moet iemand vergewe, want in vergifnis is daar vryheid. Weet jy wat gebeur as iemand vergewe? Die kettinge val van jou af. Sê jy dit? As jy al regtig vergewe het, kettinge val, hulle kom sê dat nooit jammer. Hulle kom maak dat nooit reg nie. Hulle maak dat nooit restituisie. Weet jy wat gebeur? Die las en die gewig van daai kettinge val van my af. Ek word vry. En dis hoekom dit is nie 'n voorbeeld van 'n radikale gehoorsaamheid. Ek wil jy moet vergewe, jy moet vrykom. Jy spart om te vergewe. God wil hê jy moet vergewe. Ek weet nie hoekom ek vanoggend vir al die vergifnis ding dring my vandag. So as iemand is, hoor nie die woord van die Here asseblief. Psalm 33 vers 6 en 9. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak. En deur die gees van sy mond hulle hele lewe. Alles is gemaak, net deur sy mond. Vers 9, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Hy het gespreek en dit was. Dit was so. Hy het gebied en dit staan. Hebreërs 3, laaste vers. Omdat daar gesê word, of die van jou van huiswerk, Hebreërs 3, Hebreërs 4, is 'n lekker ding om te gaan lees vir huiswerk bietjie vanmiddag. Spesifiek oor die belofte, die toekomstige belofte en die genade van die Here wat praat van Israel wat net 'n tipe was, maar hulle het nie die perfekte rus van God beleef nie. Daar's iets wat nog kom in dit Jesus Christus en wat die werk gaan doen. So dis 'n lekker stuk om te gaan lees vir die van hou van huiswerk. Maar as hy omdat daar gesê word, vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. En hy praat van hoe Israel in die woestyn nie gereageer het op wat God vir hulle gesê het, en dat hulle harte verhard het, eie ding gedoen. En ek wil dit klaarmaak. As jy vandag die stem van die Here hoor, op individuele vlak of eie skrif, moenie jou hart verhard nie. Ek wil jou regtig nooi, dat in hierdie eerste week, in die volgende 3 weke, dat jy regtig die besluit sal maak, Here, ek gaan radikaal gehoorsaam wees. Radikaal! En dis iemand nog nie die storie tyd van jy het ook al die storie gehoor. Toe die Here eendag vir my vra vir 'n vrou in 'n rolstoel te bid in Game. En ek moet nie met die Here onderhandel. Here, dis 'n pinkwinkel, daar's nie eens worship musiek in die agtergrond nie. Dis glad nie die regte kondisies om kerk te hou nie. Ek gee al die redes hoekom dit nie kan gebeur nie. Die Here sê bid vir daai bid. Jy gaan bid vir daai bid vir haar. Ek sê, Here, maar sekerlik is daar iemand wat 'n bediening het van genesing. Ek het nie eens 'n bediening van genesing. Ek dink nie so nie. Ek is 'n pastoor. Sê bid. En nou al die onderhandeling is reg, Here, hier gaan ek. Waar is die vrou in die rolstoel? In die ry. Albei almal. Nou is die plek waar almal se oë en alles is. Jy gaan kniel langs haar en ek gee my goed vir jou. Dit sal net ek hoor die tannie, hulle tannie. My naam is Renier en ek besef hierdie gaan nou heeltemal snaaks klink, maar ek sal met tannie ding bid. Is dit oukei? En daai vrou vererg val. Sy begin op my skree vir al die mense. Dit was verskriklik. Dit was genuine, dit was verskriklik vir my. Ek was so verneder. Die sekuriteit daar hulle knippels uit. Verstaan, is almal daai, wat gaan hier aan? Ja, wat saam met jy, hy gaan nie so, wat het jy nou aangevang? Ek is en ek raak baie vinnig rooi as ek is soos tomaat hier rooi. Ja, is my lekker, ek staan in die ry, ons betaal my goed, en die tannie is nog hier aan die gang, en ek is so jammer tannie, ek sê, jammer. Ek betaal my goed, en ek loop uit, en ek is in my gees ontstel. En ek gaan dit nou versigtig sê, ek is ongelukkig met die Here. As ek dit hardop sê, dan hoe verskriklik is dit? Ek is ongelukkig met die Here, maar ek is. Asof ek nou die sentrale punt van selfbelangrikheid is. En ek sê, Here, dit is nou vernederend vir my. En toe absurd is dit. Dit is nou vernederend vir 'n uurtjie. 17 mense daar vanaand wys in die greatest hits van die Game winkels nasionaal. As ek kyk hierdie ou wat hier aan, kyk hoe gaan hierdie tannie aan. Ek weet nie. So dis nou ergens op Facebook of whatever, almal gaan hier en hier en lyk dit soos 'n ek weet nie of ons die woord moego mag gebruik van die volgende. My vrou sê mag. Okay. Kyk hierdie ou. Here, dis embarrassing by ek is ongelukkig, ek is kwaad en ek is amper moet my nie weer vir iets vra nie. Ek's daar. Arrogant. En ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek by
die deure, daar wil jy so stempel, nee, om die slippie wees. Toe ek daar uitloop, toe antwoord die Here my direk, een van die 5 keer wat die Here so met my gepraat, sê, ek wou net kyk of jy sou gaan. Maar het slap my voete onder my. Ek het niks daarmee te gesê, ek het net amper in my stilte tyd vir die volgende 3 weke net in die hoekie stil gesit. Ek is net hier, ek het nou niks meer te sê. Hoe arrogant! Alles wat in radikale gehoorsaamheid gebeur wanneer God praat is tot sy eer, en dis die eerste beginsel wat jy moet verstaan wanneer God praat. Hy sê goed en goed moet gebeur tot sy eer. Nie tot jou eer nie, tot my eer nie, tot sy eer en sy eer alleen. En iets wat ek altyd bid as 'n standaard, want aan hom kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding vir ewig en ewig, want hy alleen is waardig. Alleen. Ek wou net kyk of jy sou gaan. En daar skuif iets in Renier se hart. En ek leer iets oor radikale gehoorsaamheid. Die effek van gehoorsaamheid, en dis die tweede ding, is die eerste ding is tot sy eer, die effek van gehoorsaamheid het niks met jou uit te waai. Want dis die ding wat ons keer om gehoorsaam te wees, baie keer. Sê nou hulle sê nie jammer nie. Sê nou my gawe word nie ontvang nie. Sê nou dat ek doen help nie. Sê nou wat ek probeer sê, maak nie impak nie. Dit is irrelevant. God verwag net van jou, kan jy gehoorsaam wees? En toe ek dit verstaan, toe kom ek agter, dit was nie dat daai vrou moet glo en opstaan en uitloop nie. Die Here wou Renier getoets het. Kan jy reageer as ek praat? Want as jy kan reageer as ek praat, dan kan ek iets met jou doen. As jy kan reageer as ek met jou praat, dan kan jy impak maak. Want jy gaan jou kop en jou ego gaan jy die pad uitskuif en jy gaan begin verstaan. As ek reageer en gehoorsaamheid, doen ek dit hoekom? Sodat God alleen verheerlik kan word. En toe van daar af het radikale gehoorsaamheid vir my baie makliker geword. Nie altyd makliker, maar makliker, want ek het verstaan die reaksie of die uitwerking van my gehoorsaamheid het niks op my te waai nie. Here, ek gaan U eer, die res is in U hand. Dis my gehoorsaam wees. En dan verstaan ek hoekom die uitspans en natuur so vinnig reageer. Here, ek is hier met U. As U praat, waai, dan waai. As U sê bruis, dan bruis ek. As U sê reën, dan reën ek. Sodat U aan U geëer kan word. En ek wil jou nooi vandag as jy uitstap. Ek in jou hart van hart hierdie eerste oortuiging dat as God praat, wat gaan ek doen? Ek gaan reageer en radikaal gehoorsaam wees. Moenie probeer onderhandel nie. Moenie probeer uitstel nie. Here, ek gaan reageer. En ek weet vandag op my hart van harte. Dis baie van julle wat hier sit vandag. Daar's goed wat die Here al vir dae, weke, maande, jare met jou oor praat. En hy wag en hy sê daai eers ek sê, ek het stil gebly, ek het geswyg, ek gaan vir jou, ek gaan praat, ek gaan vir jou. Ek hoop dit die dag gaan kom. Want wanneer die dag gaan kom, wat gaan gebeur? God gaan verheerlik word. God gaan verheerlik word. En wat daar uitspeel, is in sy hand. Ek wil jou nooi dat jy vandag as jy uitstap, Here, U praat. U het reeds gepraat. U het al alles gesê wat U wou gesê. As daar goed is in jou gees wat vir jou swaar en moeilik is, gaan ondersoek dit in die woord. God het alles wat hy oor finansies wou gesê, dit het hy al gesê. Daar's baie goeie lering, daar's baie goed en daar's mooi boeke oor dit geskryf. As jy so weet, begin met die woord. As daar goed is oor verhouding wat jy verstaan nie, gaan na die woord toe. Hy het gepraat oor 'n klomp, want jy kan 'n klomp goed. As jy gaan net oor verhoudings gaan lees, jy kan net Spreuke gaan lees, jy gaan 'n klomp dinge al verstaan van verhouding. Maar ek wil jou nooi om uit te stap, Here. Van vandag af, hierdie koue dag in Augustus, vind my radikaal gehoorsaam. Vind my radikaal gehoorsaam. Ek wil nie meer uitstel nie, ek wil nie meer afstel nie. Ek wil radikaal gehoorsaam wees, want as U praat, gaan dit my van nou af my reaksie wees. Ek gaan nie meer gepla wees oor hoe gaan dit uitwerk, wat gaan dit doen, wat gaan gebeur nie. Dis wat ek gaan doen. Sodat U geëer kan word. En ek wil jou nooi dat jy dit in jou hart sal sit. Volgende week gaan ek met jou praat oor radikale geloof. Dis iets heeltemal anders. As God praat en dit maak glad nie sin nie. Wat nou? Die wiskunde nie. En die wetenskap nie. Maar God het gepraat. Hoe werk radikale geloof? Ek gaan volgende week, dis jy moet volgende week kom vandaan. Ek wil jy met die uitstap vandag sê, Here,
vind my radikaal gehoorsaam. Rarig, dis my hart vir jou. En spesifiek vir die van ons wat hier sit volgende. Wat jy het goed so uitgeskryf, jy weet die Here praat. Hy skree nie, hy praat met jou. Sê my, hoor nie, jy moet dit doen. Hoor nie, jy moet dit doen. Ek kan haar nog gebruik as hy sal verstaan. Hoor nie, hy gaan nie beskree nie. Hy gaan praat. En ek wil jou nooi om radikaal gehoorsaam te wees. En kyk wat gebeur. Want hier is my laaste punt. God is alwys. Hy weet beter as jy, hy weet beter as ek. En as hy iets gesê het, jy kan dit maar vat vir wat dit is, hoor. Jy kan maar gehoorsaam. Hy weet. Ek weet nie hoe môre lyk nie, hy weet. Ek weet wat oor 5 jaar gaan gebeur nie. Kyk, ons sal wel kom al, ek weet, hy weet. So ek sê, Here, ek gaan nie net vertrou nie. Ek gaan ook gehoorsaam wees en dit nie vir my vra. Want jy weet. En kyk wat gebeur in jou lewe. As jy dit waar die Here met jou gepraat het, as jy daar begin reageer, en as jy dit begin gehoorsaam. Ek voorsien, dat daar in 'n kort tyd, in jou eie lewe, dit kan ook hier bijvoorbeeld gebeur, dat daar getuienisse gaan wees van, goed wat ek vir dae, weke, maande, jare uitgestel het, ek weet God het gepraat. En toe ek uiteindelik dit doen en ek is gehoorsaam, val al die dinge in plek. Want hy weet en hy verstaan, sodat hy alleen geëer kan word. Amen. Ek gaan jou vra om te staan. Ek gaan saam doen. So man, as die vrou langs jou is, of jou kinders, of iemand die ken, vat sommer hande. Sit in op met mekaar, gaan ons saam bid. Here, dankie dat U in die volgende hoofstuk in Hebreërs 4 ons nooi, kom met vrymoedigheid na my troon van genade en kom ontvang genade op die tyd dat U dit nodig het. En Here, ons wil almal eers kom en sê, ons is baie keer as gelowiges hardkoppig. En ons hardloop weg baie keer om radikaal gehoorsaam te wees. Dit het U al reeds vir ons gesê. Dat U van ons gevra het. Here, maar help ons om radikaal gehoorsaam te wees. Radikaal gehoorsaam. Sodat U geëer kan word. Sodat U verheerlik sal word. Want U verdien al die lof van binne U. Vir ewig en ewig. U alleen is waardig. Help dat ons in die pad uit sal kom en net wees en doen wat U van ons vra. Want U weet wat is goed en ewig en hoopvol. Vergewe ons ongehoorsaamheid. En help ons om by die oortuiging van gemoed en geloof radikaal gehoorsaam te wees. En nie meer terug te hou dit wat U van ons vra nie. Of selfs die gawes wat U in ons kom sit het nie. Maar dat ons dit sal uitleef en sal wees tot U eer. Ons vra dit nou in die naam van Jesus Christus. Steek jou aan uit na my en gaan uitsteek nou en ons gaan mekaar sien. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die vrede en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly in Jesus naam. Amen. Amen.